Hoofstuk 8. Die ANC-regering voel al hoe meer soos 'n besettingsmag. Die tirannie van die meerderheid is 'n inherente swakheid van meerderheidsheerskappy, waarin die meerderheid van kiesers hulle eie belange bo en ten koste van die van minderheid kan en sal plaas. Dit lei tot 'n onderdrukking van minderheidsgroepe wat met 'n tiran of 'n alleenheerser vergelyk kan word. Dis die standpunt van die Britse filosoof en politieke ekonoom John Stuart Mill. Die boereleiers het teen die einde van die Anglo-Boereoorlog 'n uiterste laaste aanbod aan die Britte gemaak, in 'n vergeefse poging om hulle vryheid te behou en vrede te bewerkstellig. Hulle het aangebied dat die Britte die Witwatersrand se goudvelde kon kry in ruil vir die behoud van die Republieke se onafhanklikheid. Die historikus Herman Gillomee het die boere se aanbod so treffend gestel: "Vat ons goud, maar los ons vryheid." Daarteenoor het Gillomee die Nasionale Party, die NP-regering se grondwetlike aanbod aan die African National Congress, die ANC, tydens die 1994 onderhandelinge opgesom as "vat ons vryheid, maar los net ons goud." Hiermee het Gillomee verwys na die NP-regering se prysgawe van politieke mag met die behoud van die markekonomie, eiendomsreg en wit mense se betrekkelike finansiële voorspoed. Dit het egter mettertyd gebleik dat die ANC net daardie toegewings gemaak het om die mag te verkry. Na mate die magsbalans verander het hulle die staatsmag begin gebruik om hulle oorspronklike sosialistiese doelstellings af te dwing. Projekte soos gratis hoër onderwys, 'n omvattende welsynstelsel, onteiening sonder vergoeding, die nasionale gesondheidsversekering, die NGV, en die ondermyning van grondwetlike voorsiening vir Afrikaanse universiteite en skole wys dat die ANC die minderhede se vryheid en goud wil vat. Die verklaring hiervoor is daarin te vind dat die ANC steeds openlik verbind is aan 'n uitgediende nasionale demokratiese revolusie, die NDR, van die Koue Oorlog era, dis nou die jare 1950s. Die najaag hiervan teen alle demokratiese beginsels, ekonomiese werklikhede en regsgronde het daartoe gelei dat minderhede nie meer vry en veilig voel nie en dat die ekonomiese voorspoed van almal in die land bedreig word. Die ANC het hulle voor en net na 1994 as bevryders voorgehou, later as oorwinnaars begin optree en word nou oorheersers. Dit voel reeds vir baie mense al hoe meer of die ANC soos 'n tipiese besettingsmag optree. In plaas daarvan om soos 'n regmatige regering, 'n vryheidsmag, almal in die land se regte en vryhede te bevorder, regeer hulle teen bepaalde groepe. Hierdie stelling klink dalk oordrewe, totdat 'n vergelyking getref word met die optrede van besettingsmagte in die geskiedenis. Hoewel die ANC deur wette in plaas van wapens regeer, word 'n bedeling aan sy praktiese uitkomste in plaas van die mooi grondwetlike bedoelings gemeet. Kenmerke van die gevolge van 'n besettingsmag sluit onder meer die volgende in: mense se veiligheid word oral bedreig en die grense tussen misdaad en terreur vervaag. Mense se voorspoed word ondermyn deur swak bestuur en plundering van die ekonomie. Dit gaan gepaard met straffelose grootskaalse korrupsie. Vryheid is in gedrang. Waar die ANC byvoorbeeld net oor die 50% steun in Gauteng gekry het, wil die LER vir onderwys in Gauteng, Panyaza Lesufi, 100% mag oor die demokraties verkose beheerliggame van Afrikaanse skole uitoefen. Die ANC wil ook mense se vryheid van keuse ten opsigte van gesondheidsorg wegneem en almal in 'n staatsstelsel indwing. Openbare orde verval deur protesaksies, straffeloosheid en wetteloosheid. Die staat verval stuk en kan nie meer betroubare basiese dienste soos veiligheid en elektrisiteit aan sy burgers lewer nie. Wit mense se menswaardigheid word aangetast
deur die ANC-beleid van voorkeur aan Afrikane in besonder en swart mense in die algemeen. Daardeur word wit mense tot tweede-klas burgers afgradeer. Onwerkbare en onbekostigbare sosialisme word ingevoer wat die ekonomie benadeel en waardeur belastingbetalers hulle eie benadeling moet befonds. Afrikaners se geskiedenis word gekriminaliseer en die ANC se skeefgetrekte meesterverhaal van die verlede word in skole aan kinders opgedwing. Die doel hiervan is waarskynlik om 'n eensydige beeld van die verlede te gebruik om die ANC-beleid van die toekoms te regverdig en jong burgers se onderdanigheid te verseker. Mense se werk word geteken met rasseformules en hulle word na onderindiensname gedwing, waar hulle onder hulle vermoë moet werk, met swakker vergoeding in onsekere poste. Die reg word ondermyn deur wette te verander wat mense onregverdig benadeel, terwyl die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, oftewel die SAMRK en howe, ook Afrikaners se gelyke regte in die werkplek en die grondwetlike voorsiening vir Afrikaanse universiteite misken. So vervang die wet met staatsmag die reg. Afrikaanse onderwys en opleiding word getransformeer ten koste van toegang, taal en tuisvoel. Baie Afrikaners voel asof hulle onder die dekmantel van dekolonisasie gekoloniseer word, deurdat hulle kulturele instellings oorgeneem en verafrikaniseer word. Afrikaners leef onder 'n onsimpatieke en ontoeganklike regering, ervaar teenkanting van die regering en ondervind dat regeringsleiers hulle dikwels beskou as vyande in plaas van gelyke burgers. Versoeke om as vennote saam te werk om krisisse aan te pak, val op dowe regeringsore, want hulle wil alleen oor alles regeer en besluit. Die meeste dorpe in die land word wanbestuur en talle kan nie meer basiese dienste lewer nie. Dit het 'n regstreekse uitwerking op miljoene mense se lewensgehalte en eiendomsbates. Die argitektuur weerspieël die besetting met mure, tralies, veiligheidswagte en toegangsbeheer, soos wanneer burgers beleer word. Daar is nie meer veilige toegang tot openbare ruimtes soos stadspleine, parke en staatsgeriewe in middestede nie. Kulturele vandalisering van Afrikaners se taal, simbole, dorps- en straatname en die vervanging daarvan met die van die besettingsmagte is aan die orde van die dag. Die oorname, verval en vernietiging van soveel staatsinstellings, infrastruktuur, eiendom en bates wat oor dekades opgebou is, vind plaas. Belastingbetalers kry nie waarde vir hulle belastinggeld nie, omdat die regering soos 'n besettingsmag die geld vir hulle eie doeleindes gebruik, sonder dat hulle inspraak in die besteding daarvan het of waarde vir hulle swaar verdiende geld kry. Die onteiening van bates deur wette soos swart ekonomiese bemagtiging, die SEB, wat groot persentasies eienaarskap volgens rassemaatstawwe oordra, benadeel elke pensioenfondslid, selfs nog voordat die beoogde voorgeskrewe bates of onteiening sonder vergoeding in werking gestel is. Die ontneming van minerale en waterregte van grondeienaars lyk ook meer soos die optrede van 'n besettingsmag, eerder as 'n regmatige regering. Suid-Afrika het ontaard in 'n demografiese demokrasie, waar kiesers onlangs die ANC weer met 'n volstrekte meerderheid aan bewind gestem het. Dit het gebeur ten spyte daarvan dat hulle die land tot op die rand van die afgrond regeer het, omdat die kiesers volgens identiteit eerder as beleid of prestasie stem. Die ANC se beleid van radikale transformasie, wat uit hulle NDR-beleid spruit, het die grondwet as bloudruk van landsregering vervang. Die voortbestaan van Afrikaners as 'n gemeenskap is selfs in gedrang, deurdat die owerheid soos 'n besettingsmag instellings soos skole, wat vir kultuuroordrag noodsaaklik is, oorneem en nasiebou verskraal tot inlywing by die meerderheid. Die meeste Afrikaners het voor 1994 in verskeie verkiesings en referendums gestem vir demokratiese hervormings,
Maar die gevolge van die historiese omwenteling laat talle voel of hulle deur 'n revolusionêre besettingsmag oorheers word. Hoewel die formele vereistes van demokrasie, soos gereelde verkiesings, 'n veelpartytjie-stelsel, parlementêre prosesse en onafhanklike howe nog goed werk, word vryheid as die wese van demokrasie diepliggend aangetas. Die uitkomste van 'n bedeling wat met soveel hoop en ongeëwenaarde wêreldsteun onder 'n ikoniese leier afgeskop het, lyk al hoe meer na die soveelste voorbeeld van 'n mislukte Afrika-staat. Voortbestaan. Die Afrikaner denker N.P. van Wyk Lou het dekades gelede 'n morele verskuiwing aan die gang gesit met sy stelling oor voortbestaan in geregtigheid. Afrikaners het die politieke mag afgestaan en apartheid afgeskaf en so aan die geregtigheidsvereiste voldoen. Dit het nou tyd geword om aan voortbestaan die hoogste voorkeur te gee.